Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie hoofstuk of in hierdie video gaan ons nummerie doen, nummerie 1. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien en hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer en dankie vir hierdie geleentheid om U beter te leer ken. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die opskrif is stelling van die Israeliete in die woestyn Sinai. Hierdie boek Numeri was ook geskryf deur Moses. Okay. Verder het die Here met Moses gespreek in die woestyn Sinai in die tent van samekoms op die eerste van die tweede maand in die tweede jaar nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het en gesê, neem julle die... Okay, ek wil net sê, dit is nou 2 jaar nadat hulle uit Israel uitgegaan het en dit is so lank. So lank. Neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getal name, almal wat manlik is, hoof vir hoof. Van 20 jaar oud en daarbo, almal op die kommando moet uittrek in Israel. Die moet julle tel volgens hulle leerafdelings, jy en Aaron. En met julle saam moet daar van elke stam 'n man wees, 'n man wat hoof is van sy families. En dit is die name van die manne wat julle moet bystaan. Vir Reuben, Elisur, die seun van Sedeur, vir Simeon, Selomiel, die seun van Suri Sadai, vir Juda, Nagson, die seun van Aminadab, vir Issachar, Nathaniel, die seun van Suar, vir Sebulan, Eliab, die seun van Helon, vir die kinders van Josef, shame, onthou julle vir Josef, vir Ephraim, Elisema, die seun van Amihud, vir Manasse, Gamliel, die seun van Pedasur, vir Benjamin, onthou julle vir Benjamin, Abidan, die seun van Gideoni, vir Dan, Ahiseer, die seun van Amisadai, vir Aser, Pagiel, die seun van Ochran, vir Gad, Eljasaf, die seun van Reuel, vir Naftali, die Ahiri, die seun van Enan. Dit is wat uit die vergadering opgeroep was. Die owerstes van hulle voorvaderlike stamme, die stamhoofde van Israel. Toe het Moses en Aaron die manne geneem wat met hulle name aangewys was en hulle die hele vergadering op die eerste dag van die tweede maand by mekaar laat kom. En die het hulle afkoms opgegee volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name van 20 jaar oud en daarbo, hoof vir hoof, soos die Here Moses beveel het. En hy het hulle getel in die woestyn Sinai, en die seuns van Reuben, die eersgeborene van Israel, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name hoof vir hoof, almal wat manlik was, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Reuben was 46.500. Van die seuns van Simeon, hulle nakomelinge, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name, hoof vir hoof, almal wat manlik was, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Simeon was 59.300. Van die seuns van Gad, hulle nakomelinge, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Gad was 45.650. Van die seuns van Juda, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Juda was 74.600. Van die seuns van Issachar, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Issachar was 54.400. Van die seuns van Sebulan, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families, na die getal name van 20 jaar oud
en daarbo almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Sebulon was 57,400. Van die seuns van Josef, van die seuns van Ephraim, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname, van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Ephraim was 40,500. Van die seuns van Manasse, hulle nakome volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Manasse, was 32,200. Van die seuns van Benjamin, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Benjamin was 35,400. Van die seuns van Dan, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Dan was 62,700. Van die seuns van Aser, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Aser was 41,500. Van die seuns van Naftali, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getalname van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek. Hulle getaldes van die stam van Naftali was 53,400. Dit is die getaldes wat Moses en Aaron en die owerstes van Israel getel het. 12 man was dit, elkeen vir sy families. So was dan al die getaldes van die kinders van Israel volgens hulle families van 20 jaar oud en daarbo, almal wat in Israel op kommando moet uittrek. Al die getaldes dan was 603,550. Maar die Lewiete, volgens hulle voorvaderlike stam, is onder hulle nie getel nie. Die Here het naamlik met Moses gespreek en gesê, net die stam van Lewi moet jy nie tel nie en hulle volle getal onder die kinders van Israel nie opneem nie. Maar stel jy die Lewiete aan oor die tabernakel van die getuienis en oor al sy gereedskap en oor alles wat daarby behoort. Hulle moet die tabernakel dra en alles wat daarby behoort. En hulle moet dit bedien en rondom die tabernakel laar opslaan. En as die tabernakel wegtrek, moet die Lewiete dit afbreek. En as die tabernakel rus, moet die Lewiete dit oprig. En die onbevoegde wat naderkom moet gedood word. Okay. Die Here is baie kwaai, hy is baie streng. Obviously is dit heilig, so jy kan nie naby dit kom nie. Ek het gister van my oudste seun vertel, jare terug, ek was in die kinderhuis, so die maatskaplike werker het my kom vat en hulle moes toe nou wag, vir 'n lift om Kamieskroon toe te gaan Springbok en ek was nog grawies. En ek het toe by die Rooms-Katolieke Kerk gebly vir 'n paar dae terwyl ek nou wag vir my transport. En ek het uitgehelp by die nonne en die priester. En die priester het my toe gestuur om iets te gaan haal in daai kamer langs die kerk waar al die togas en daai goeders wat hulle so om die nekke hang. En toe ek instap in daai kamer, kon ek die heiligheid voel in die kamer. Dit het so warm gevoel. En ek was so bang, want ek het gestap, alles was fyn, alles het reg gevoel, en die oomblik toe ek in daai vertrek instap, toe kon ek voel, hier is iets anders aan die gang, hier is iets anders, die teenwoordigheid van die Here, die heiligheid, was daar. So ek verstaan hoekom die Here sê, dat daar sekere mense wat nie naby die tabernakel kan gaan nie, want dis heilig. En die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen op sy laarplek en elkeen by sy vaandel, volgens hulle leerafdelings. Maar die Lewiete moet laar opslaan rondom die tabernakel van die getuienis, dat daar geen toren oor die vergadering van die kinders van Israel kom nie. So moet dan die Lewiete die diens van die tabernakel van die getuienis waarneem. En die kinders van Israel het dit gedoen, net soos die Here Moses beveel het, so het hulle gedoen. Dis die einde van Numeri 1. Tot 'n volgende video.